Hier is onze lied wat ik geschreven, die zo zijn naam is Nooit Alleen. Voel je alleen, ik nog gelaat, alleen in die storm zonder raad. Raak niks
Ek het maar altyd so ysbrekertjie in die begin, kyk ek wat die ou langs jou, en dan sê jy net vir hom, jy gewig verloor. Of met jy lyk goed beroep. Nou die dag sê ek in die kerk, ek sê ou vir my, jy mag nie lieg in die kerk. Ja. Maar dit is 'n baie groot voorreg om saam met julle te kerk en ook vra dat ons net gou die hoofdes buig en net ons oogies te maak om met die Here praat. Kosbare Here, wat 'n wonderlike voorreg, Here, om hierdie vroeë oggend U naam te verheerlik, Here. Dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Here, U weet wie hier moet wees vanmôre, want U maak nie foute nie. En daarom sê ek dankie dat die Heilige Gees ons genooi het, ons paar manne hier, om 'n boodskap uit U hart te hoor. En daarom, Here, gee ek hierdie hele aanbieding nou, Here, hierdie hele bediening, Here, gee ons oor in U hande, en ons vra in die kragtige naam van Jesus. Here, dat U vir ons sal lei, en dat ons lekker sal kuier, Here, in die teenwoordigheid. In die naam van Jesus Christus. Amen. En amen. Ja. Maar ek het so vinnig vir Leon genoem, ek het die voorreg om so 'n bietjie deur die land te toer. En so moet ek vir baie mense natuurlik, maar veral by die ouer huise die laaste week, is dit vir my 'n groot voorreg, is baie lekker om by hulle op te tree. En wat ek maar net weer eens besef is, almal sit met selfde tipe uitdagings. Rarig, of jy nou by 'n skooltjie optree, hulle het net ander uitdagings, die kindertjies, né? Ons het miskien bietjie meer besigheidsuitdagings en dalk meer finansiële uitdagings wat jy moet voorsien. Maar by die ouer huise is daar ander goed. Gister, onder andere, het ek dan gesien wat ons jare eintlik al ken. Sy sê vir my, ou Dewald, ek het my man en jou, met die jaar terug of so die dood afgestaan. Ons was 60 jaar getroud. Kan jy dink, 60 jaar. Maar in dieselfde asem sê sy vir my, ek het ook my seun. My seun is ook oorlede. Jy weet, so daar sulke seer, daar soveel uitdagings, dan na 'n ander ou wat na my toe kom. Ek kan sien daar is so groot tekortkominge, maar iemand het hulle ontferm oor hom. En hy kom en hy wil my help dra. Hy help my dra. En toe ek klaar is 'n oopie man. Ek het hom so jammer gekry. Hy wil my nie. Ek sê vir hom, moenie worry nie. Ek gaan my goedjies dra. Dis nie. Hy kry nie die boodskap nie. Hy wil net help dra. En toe ek klaar is, toe bring hy vir my 'n geskenkie, net vir julle wys. Nou, ek is nog nie seker wat hy vir my gebruik het nie. Ek dink dit is iets wat jou warm hou, maar ek weet nou nog nie hoe dit werk nie. Maar die feit staan is, hy het moeite gedoen om hierdie dingetjie te bring. En toe ek daar aankom, toe hy vir my 'n geskenkie gegee. Jy weet, ouens, dit is vir my so kosbaar. So, ons almal sit met uitdagings. Ek het nou gisterand uit die geslaap. Ek is vanoggend al 2 uur wakker, want ek wil seker maak dit wat hier by my mond uitkom is iets wat van die Here afkom. Want ek weet dit word opgeneem, maar ons weet hierdie boodskap gaan uit en hulle word landsuit gestuur. En dalk is daar iemand wat nou vanoggend net na hierdie boodskap luister en die Here is besig met sy binneste, besig met sy hart. Okay. Nou, wat ek bietjie wil oor gesels is natuurlik uitdagings wat ons het. Ons wie nou onder druk is, of die skuld het, of die verantwoordelikheid wat ons het. Ek dink oor die algemeen ons manne, mense besef nie eintlik wat se druk is daar nie. Jy weet, dit is soos hierdie ysberg. Jy sien net die boonste gedeelte, die 10%, maar niemand weet wat aan die onderkant aangaan nie. En baie keer is ons manne ook maar van so wat jy wil nie regtig met die mense praat nie, veral nie jou vrou nie, want jy wil haar nie ontstel. Jy wil haar nie belas met jou probleme nie. Sy het haar eie dinge. En jy weet daai verantwoordelikheid is maar eintlik op jouself, nie? Nou daar is 6 spesifieke uitdagings wat ek nou vinnig aan kon dink. En die een is, ek is nie goed genoeg nie. Partykeer, en ek weet, ek is nie hierdie goed, dis hoekom ek daaroor kan praat. Ek onthou destyds toe die Here my geroep het vir die bediening, toe dink ek, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek het 'n skranige matriek, hoe op aarde gaan ek die teologie verkondig, veral in gemeentes waar daar selfs dokters partykeer voor jou sit en luister. En dan herinner ek my weer aan die Here het vir my gesê, Dewald, dit gaan nie oor jou ability, it's not about your ability, it's about your availability. Raak jy nie beskikbaar. En toe gee die Here vir my die wonderlike skrif in 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5 wat sê,
wat my betref, broers, toe ek julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van die woord te verkondig, het ek dit nie met woorde of geleerdheid gedoen nie. Ek het myself voorgeneem om met julle te praat oor niks anders as Jesus Christus die gekruisigde. Met groot swakheid, huiwering en angs het ek met julle gekom. Ek het julle oortuig nie met welsprekendheid nie, maar slegs deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En ek onthou dit, want dis presies hoe die Here my aangeraak het aan sy verswaarders. 'n stryd vol met normale ouens as ek en jy. Ons het saam vis gevang en ek het getuig van die goedheid van die Here. En terwyl ek getuig van die goedheid van die Here, het die Gees van God my hart oortuig dat Jesus 'n werklikheid is. Dan denk ek natuurlik aan Gideon, en ek sal 'n bietjie praat oor 'n paar karakters. Jy sien, want ons is nie uitgesonder nie. Daar is karakters in die woord van God, profete, rigters, Paulus, ek weet daar is eisters in die woord van die Here wat deur dieselfde goed gegaan het. En hulle moes dit ook absorbeer, hulle moes dit ook kan hanteer. Die tweede punt wat ek aangedink het is, my fout was net te groot. En in daai geval dink ek aan Petrus. Miskien sit jy hier en sê vir my, maar weet jy wat, ek het net te veel skade gemaak. Dit wat ek gedoen het, kan nie herstel nie. Dis nonsens. Want die Here Jesus het vir Petrus het hom 3 keer verloor. Petrus kon verloor, maar steeds het hy gegaan en Jesus het vir Petrus 3000 mense, toe die Gees van God oor Petrus kom toe, lei hy 3000 mense na God toe, 3000 bekeer hulle, en dit was die begin van die kerk. So, dis nonsens dat my fout was nie te groot nie, jou fout was nie te groot nie. Die Here kan enigiets kan hy omdraai. Die derde ding wat ek na gekyk het is, versoeking het my laat val. Here, ek is jammer, ek het weer geval in daai versoeking. Luister, ouens, Dawid is die perfekte voorbeeld. Ek gaan so 'n bietjie elke karakter beskryf. Hy is die perfekte voorbeeld van versoeking. En kyk, hy was 'n man na God se hart. Die vierde punt wat ek net vinnig wil noem is, ek is genoeg en alleen. Elia, onthou julle Elijah, die groot profeet, wat die wonderlikste dinge gedoen het. Hy het alleen gevoel. Moses het gesê, dit is te veel van my. Ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer wat ek kan doen. Moses het vermoed opgee. Hy sê, dit is dit, die dinge raak net te veel. Ek kan nie hierdie op my eie doen nie. En dan wat doen die Here? Hy begin omring met die regte hoeveelheid mense. Die regte sterk, kragtige manne. Nee? En dan die ander ene is natuurlik Samson, wat sê, ek het my pad verloor. En alles is verby, ek het my krag verloor. Wat doen God aan die einde? Hy herstel sy krag. En met daai pilare wat Samson uitstoot, deur die nuwe krag, die krag wat God herstel het hy meer van sy vyande uitgewis, as wat hy ooit in sy lewenstyd uitgewis het. Daar is net 6 karakters. Dan praat ons nie van Paulus nie, ons praat nie eers van Jesus nie. Maar kom ons kom terug vinnig na Gideon toe. Gideon moes die Midianiete, moes die oë staar, hy moes hulle aanval. Dit was opdrag van die Here gewees. Toe gaan Gideon en hy kry 32,000 manskappe bymekaar. Ouens, dit is 'n klomp manne. En hy staan daar en hy weet, dit is die enigste manier wat hy die Midianiete kan uitoorlei. En terwyl hy hierdie klomp manne voor hom staan, sê God vir hom, met wat is jy besig? En hy vra vir hulle, ouens, die van julle wat regtig nie kan sien, wat genuine nie kan sien, julle kan mag gaan. En ek dink 10-15,000 het weggegaan. Ek dink daar was iets soos 20,000. En hier God was nog steeds nie tevrede. En hy laat hulle by 'n stroom water drink. En daar's 'n manier hoe die ouens moet water drink. Hierdie spesifieke ouens wat uit hulle hande uitgedrink het God seker gemaak dat Gideon hulle raak sien. En op die einde van die dag was daar nie 300. Net 300 moes na die Midianiete toe gaan. En weet julle wat is die ergste van alles? Hulle is nie wapens gehad nie. Hulle het trompette gehad, hulle het kruike gehad wat gebreek het, wat geluide gemaak het, en hulle het gebid, hardop gebid, hierdie oorlog of hierdie aanval is ten eer van God en Gideon. En wat het die Midianiete gedoen? Hulle het in 'n beswyming geraak soos koning Hizkia daai tyd met daai 3 nasies wat hy binne geval het. Hulle het in 'n beswyming geraak en hulle het mekaar uitgewis. Totaal en al uitgewis. Nou vraag ek myself, maar Here, hoekom sou hy nie net dat hy met daai 32,000 manne daarin gaan en hierdie ding uitsorteer nie? Nee, die Here het dit nie toegelaat nie, want dan sou hy nie die eer ontvang het nie.
Hy sou nie die Here ontvang het nie, want hulle het al die manskappe, in Israel is daar maar bitter sterk volk, is dit nie dan? Hulle is baie sterk. God deel sy eer met niks en niemand nie. Ek en jy sit hier vandag en sê, Here, ek moet oorgee, ek besef ek gee oor. Ons is manne van die Here, ons ken, ons weet ons moet oorgee, ons moet Here vertrou. Maar Here, hoe op aarde gaan hierdie ding werk? Jy hoef nie te weet nie. Jy moet dit vir die Here los. Want sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Sy weet is nie ons weet nie. Hy het 'n ander manier hoe hy dinge doen. Ek dink toevallig aan hierdie ouer huisbediening van my. Ek gaan die oggend op my knie, ek sê, ag Here, wat gaan ek doen? Ek kan nie optree nie en ek het geld nie nodig. Ek het 'n goeie paar dinge wat ek moet betaal. Dis Julie jaar laas jaar, Julie maand laas jaar. En die volgende oomblik gee die Here vir my 'n opdrag. Hy sê nie vir my, want hier is vir jou R100,000, dat jy jou goed kan betaal en op datum kom, of vir 200, of wat ook al ek nodig gehad het nie, of 10,000 nie. Hy sê, hy gee dit nie vir my, hy gee my opdrag, hy sê, hoekom bedien jy so min by die ouer huis? Dis tyd dat jy jou prioriteite weer in plek kry, en ek weet, dis 'n opdrag van die Here, en ek gaan doen dit, en dit is 'n geweldige seën vir my. Maar binne 2 weke, die Here selfs finansieel deur 'n broer vir my voorsien, presies wat ek nodig gehad het. Ek het nie gedink dis hoe dit gaan gebeur nie. Ek het gedink, miskien gaan hulle vir my liefdesoffers opgee iewers, of ek weet nie wat ek gedink het nie. Dit het nie eers sin gemaak nie. Maar dit is wat ek vir jou probeer sê, van Gideon se verhaal alleen. Hy sê nie woord, dit is 'n rigter, dit is 'n incredible output, en hoe God hom gebruik het. Alright. Hy sê, ek is die minste, ek is die swakste. Dis wat hy gesê het, Gideon. Maar God sê nie, jy is 'n dapper held. En die Here sê vandag vir jou, jy is 'n dapper held, jy kan dit doen. God roep nie wie jy is nie, hy roep wie jy kan word. Die Here sien klaar wat jy kan word. En daarom het hy jou geroep, daarom het hy, kom ons hier sit. Kom die Here op jou hart gelet om hier te wees, want hy bring vir jou nuwe hoop. Die tweede ene punt wat ek genoem het, is my fout was nie te groot. Dit kan Petrus, né? Petrus het gesê, my fout is maar nie te groot. Hy het Jesus verdoen natuurlijk. Na die Heilige Gees op ons gekom het, weet ons van die 2000 mense wat hy na God toe gelei het. 'n Fout maak jou nie 'n mislukking nie, want ons almal maak foute. Ons moet hierdie ding mooi verstaan. Jou foute maak jou nie 'n mislukking nie. Om weg te bly van God doen. Om weg te bly van God doen. Gisteroggend vroeg op my knie, sê Here, help my, wat is dit wat ek mis? Daar is al die wie wat. Die Here herinner my weer, hy sê, wat het ek vir jou geleer? Jy het al klaar weer vergeet. Jy moet my stem hoor, jy moet my gehoorsaam wees aan my stem, en jy moet my vertrou in die resource in my hande. En jy val dit een dag op beslag. Want God se goedertierenheid is vas elke dag, elke dag. Dit help nie ons worry by die einde van die jaar, of ons pensioen, of jou, wat ook al, of hoe die kinders die universiteit gaan sit, en die Here sê, vertrou my vir vandag. My goedertierenheid is vir jou genoeg vir vandag. Praat die Here met jou hart, ek hoor dit, nee? Ons moet hierdie goed by mekaar hoor, want nou jy dit song. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Een dag op beslag, dit kan beter is. Nommer 3, ek veg met die versoeking. Die versoeking is net te veel. Ek het voorheen gehad om Dawid se paleis te gaan wees, daar in Jerusalem. Gesing in Jerusalem. Want dit was incredible, om net daar oor die ou stad Jerusalem te kyk. En een dag sê 'n ou in 'n preek, en ek sal my lewe nie vergeet, en hy sê, weet jy wat is ons bestelfolie? Hy sê, dit is eintlik maar net die toegangskaart vir die nuwe Batseba. Want waar het Jesus gestaan en wat het hy, Dawid, waar het hy gestaan, wat het hy gesien? En presies dit is dit wat op ons fone aangaan lees daar. Jy kan enig iets kyk wat jy wil, wat jou versoeking wil, wat jou vat na 'n plek toe, waar jy nie die vrymoedigheid het om die Here te kan praat uit jou hart uit nie. Weet? Hy was gesalf, maar hy het geval. Dawid was 'n gesalfde van die Here, maar hy het geval. En steeds, 'n sterk man is nie een wat nooit val nie, dis een wat vlugtig draai na God toe. Dis presies wat Dawid gedoen het. As hy geval het, het hy teruggedraai na God toe en gesê, Vader, ek is jammer. Ek is jammer, vergewe my. Alright. Nommer 4, ek is moeg en alleen. Hier wil ek so klein bietjie vashak, is met Elia. Gaan ons luister. Hierdie profeet van God was so amazing. Weet jy?
En steeds het hy enorme uitdagings gehad, enorme, wat ons nie eens kan begin vergelyk nie. Onder andere, kom ek vertel julle net sy karakter wie hy was. Sy naam, het beteken, my God is Yahweh. Can you imagine, dis 'n naam wat jy kry? Die betekenis van jou naam skree klaar, my God is Yahweh. Hy het droogte geprofeteer vir koning Ahab en terwyl hulle droogte geprofeteer en dit het gebeur en dit was so groot impak dat hy moes vlug vir sy lewe, nee? Maar God het hom gebruik en steeds daar waar God hom gestuur het, daarna by die Jordaanrivier, daar waar God hom gestuur het God deur kraaie vir hom brood gebring. So maak nie saak deur wat se spanning en wat se stres Elia gegaan het deur daardie opdrag wat God vir hom gegee het. Daardie geweldige spanning en angs het God steeds binne dit die Here voorsien van. So sal die Here vir jou ook voorsien. Maak nie saak in wat se omstandighede jy jouself bevind nie, maar jy moet met hom ook verhouding hê. Elia was so amazing en hy het selfs 'n dooie seun en dit opgewek uit die dood uit. Hy het 450 Baal-profete uitgelê. Hulle het altare gebou. En hy het daar ingestap in die huis van koningin Jezebel, wat hom wou verwoes. Het God hom daai opdrag gegee om daar in te stap in daai area waar haar huis was. Hy het ingestap en aan daai 450 Baal-profete het oor gekyk en hy het gesê, julle God kan nie doen wat my God doen. Julle God is dood. En hulle het teen hom opgestaan en die volgende oomblik toe sê, alright, ons kyk of julle vuur in die altaar kan laat kom. En weet wat, hulle kon niks reg kry. Hulle het hulle self gesny van frustrasie en dis demonies man, dis wat het is. En wat het Elia gedoen? Hy het selfs water op daai altaar gegooi, sodat dit onmoontlik lyk. Dit kan nie menslik wees nie, dis nie 'n trick nie. Hy het water oor die altaar gegooi, die volgende oomblik het God gekom en dan hy altaar in die brand gesteek. En weet daar, draai die volk terug na God, die hele Israel. Natuurlijk het hy ook 40 dae in die woestyn geloop. Na die eerste dag het die engel aan hom verskyn. Terwyl hy daar onder 'n boom sit, bietjie koelte gesoek. Die engel het hom wakker gemaak. En hy's honger en hy's dors. En toe hy so van hom, net so om hom kyk, toe sien hy daar is 'n vuurtjie met warm brood en 'n kruik met water. Luister, as God jou geroep het, sal hy jou altyd voorsien. Hy sal altyd voorsien. Lekker preek ek nou vir myself neem. Man gaan. Die Here sal voorsien, want jy moet nie luister wat jy praat, hoor. En dan natuurlik wat vir my so kosbaar is nie. Elia, ouens hoor hier, hy's opgeneem in 'n vuurwal. Vuurwals is hy op na die hemel toe. En hulle het gesien hoe hy op die berg, hy en Moses met Jesus praat. Dis incredible. Hierdie is karakters wat ons nie kan vereenselwig, maar steeds was Elia alleen en was neergedruk. Hy het vrees en angs gehad, hy was totaal uitgebrand geweest, hy het emosioneel ingegee, hy het nie meer kans gesien, want hy was onder die geweldige druk geweest. Miskien kan ek en jy daarom nie vereenselwig. Want dis goed wat gebeur ouens. Ons gaan druk ervaar. Jy moet voorsien, jy moet beskerm, jy is die een wat na opgekyk word, jy is die een wat you need to provide. Ja, God het nie vir Elia preek gegee nie. Hy het vir hom gesê, hier is veel kos, en gaan rus. Ek is by jou. Nee? Daar is baie dinge waarna ek nou kan dink, uitdagings, want ek dacht, Here, dit sal maar wonderlik wees, dat jy net in die oorlik hierdie vir my kan uitsorg, want ek sal soveel verligting hê. Nou, dan wil ek Here sê vir my, wees jy maar geduldig. Ek stel nie te veel belang in jou gemaksone nie. Ek stel belang in jou geestelike volwassenheid. Jy het nog 'n paar lesies om te leer. Maar vertrou my. Vertrou my, dit sê die Here vir jou vanmôre. God herstel nie net jou gees nie. Hy gee om met jou siel en jou liggaam. Ouens, dit is iets wat ek regtig nie kan beaam. Hierdie pragtige ding wat ons altyd sê, wat in die woord staan, God seën gehoorsaamheid. Dis beautiful, en die Here doen. Maar ons moet pas op dat ons nie in die seën vaskyk in die aardse en die vleeslike goed nie. Ons moet baie versigtig wees daarvoor, want daar is nie God se hart nie. God se hart
is geestelik. En hy kyk na wat Mattheus sê, hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is die wat leer, wat ek sal hulle troos. Daai is die werklike seën waarvan jy praat. Wanneer jy na 'n kind van jou so oogies kyk en hulle is gesond, of 'n babatjie, jy sien al daai ou dingetjie self asem. Alright. Moses het gesê, dis te veel vir my, ek kan nie meer nie. Ek het dit reeds genoem, as God jou roep, sal hy vir jou voorsien met die regte mense om jou. En dis wat die Here doen. Dis ook wat so belangrik is om vriende te hê, so belangrik is om jou harte kan deel met iemand anders en accountable te wees teenoor iemand anders. Ek het bel daar in Pietersburg, Polokwane en Amarnes, en hy hou my accountable. Dan het ek 'n boekhouer, hy hou my accountable. Dan het ek 'n makelaar, hy hou my accountable in sekere fasette van my lewe, sodat ek die regte besluite neem. Ek het 'n broer, en hy hou my accountable. Nou jare terug, weet jy het sal onthou nie, Harry, Doet ek wat was baie wild, en ek het weer tot watter tyd in die oggende gekeer, Donnie, ek weet jy dit nou nie van my verwag nie. Ek het so verskriklik gekeer, en ek kom weer 2, 3 die oggend by die huis aan, en die vrou kyk my met die groot oë, en sy is ongelukkig met my. En ek is vol stories, ek is baie stil. En sy besluit dan vir my, so 'n bietjie by haar maat gekeer vir 'n week of so, my hart is seer, of sy gaan my nou los. En op 'n stadium bel ek vir my broer, en hy sê vir my, Matthewot, ek wil jou ietsie vra. Hy sê, ek weet nie, wat dink jy? Die manier hoe jy dink, die manier wat jy goed is regverdig, maak nie vir my lekker sin. En ek besef, hy is reg, en ek moes gaan reg maak. Jy weet so, jy moet accountable wees. Jy moet dan sê, jy is reg, dat jy die mense om my gebruik. Want as jy nie kan nie, dan is jy hooghartig, jy is hoogmoedig, en jy is sommer net simpel. Laat die Here toe om jou lewe te beïnvloed deur mense wat vir jou lief is, nee? En dan nog die laaste enetjie wat ek net vandag so wil noem is Samson. Hy het gesê, ek het my pad verloor. Ek het my pad verloor. Ek wil net ietsie noem. Ja, ek het my pad verloor. Hy verloor alles, maar hy roep uit na God. In sy laaste uitroep na God, versterk God om en gee sy krag terug. Hy verslaan al sy vyande, soos ek nou genoem het, daardie oomblik, as meer as wat ek ooit in sy leeftyd verslaan het. En die stukkie wat vir my uitgestaan het, daar wat ek geskryf het, vanoggend vroeg was, selfs op jou laagste punt kan God jou grootste oomblik wees. En dit moet ons nie vergeet nie, ouens. In ons laagste punt waar ons moontlik kan wees, kan God jou oomblik wees waar daar 'n deurbraak is wat net onbeskryflik is. En wat jy terugstaan en sê, Here, is dit nou hoe dit is? Iets wat ek vanoggend net besef is, ja, en dit is vir my baie spesiaal, want die laaste 3,5 jaar was vir my geweldige uitdagings geweest. Ek is voltyds nie bediening. Maar ek het meer van God se hart geleer in die laaste 3,5 jaar, ouens, as wat ek geleer het in 13 jaar wat ek voltyds in die bediening is, of in die bediening is, en optredes doen. Die laaste 3,5 jaar was vir my 'n absolute uitdaging, soos ek nie vir jou kan sê. Vrees, spanning, minderwaardigheid, op elke vlak voel ek is ek getoets. Finansies, die hele besigheid. En ek kan sien, ek beleef hoe die Here besig is om vir my nuwe deure oop te maak. Regtig, ek beleef dit. Ouens wat my bel en vir my sê, hier is dit, ek het altyd 'n behoefte om so 'n bietjie in besigheid, net ook ietsie te doen, want dit stimuleer my geweldig. Nou sien ek, daar's hier en daar is 'n ou wat belangstel om saam met my in 'n vennootskap te gaan, om ietsie te begin, en dit maak my opgewonde, want dan weet ek hoef nie by 'n kerk op te daag, en hulle gee vir my 'n koevertjie, die Leon. Ek kan vir hulle 'n koevertjie vat, man. Hoe wonderlik sal dit wees? Is dit daarom nou weet wat ek kom? Daar was 'n manier wat ek weet, hy het nie gaan optree vir fooie nie, hy het gegaan en hy het hulle gaan seën. Hoeveel die kerkies wat ek bywoon het nie aircons nie, hulle het swak klankstelsels, hulle sukkel, man. Hoe lekker sal dit nie vir my wees om te sê, hoor die ouens, kom ons het vir julle 2 aircons aan. Of man, ek sien julle, die ou mensies kry, kom ons geef, ek saai vir julle daar 'n paar aan vir die bediening, vir die ou mens. Dis waartoe ek wil gaan, en ek gaan dit verdom reg kry, want julle gaan my in dit inbid. Amen. Amen. Dit gaan gebeur. Ons moet hierdie drome moet ons in ons. Filippense 4:6-7 sê.
moet jou nie besorg. Maar maak jou hartsbegeertes aan God bekend deur gebed, smeking en danksegging. En dan sal die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, oor jou gedagtes en oor jou hart heers. Dis die ene wat ons droom. Die vyand wil hê jy moet dink jy is alleen. Jy is te ver daar, jy het te veel foute gemaakt, dat is te veel goed wat jy verkeerd gedoen het. Jy is dit nie werd nie, maar God sê, ek is nog nie klaar met jou nie, jy haal nog asem. Terwyl ek en jy asemhaal, het jy 'n roeping op hierdie aarde en God wil jou nog gebruik. Ek wil net so profetiese verklaring sommer net so maak oor jou en my. Ek verklaar vandag, mans wat moeg is, gaan nuwe krag ontvang. As jy moeg is en jy kan nie meer, ek sê vir jou die naam van Jesus, jy gaan nuwe krag ontvang. Mans wat gebreek is, gaan herstel word. Stukkie vir stukkie sal die Here daardie gebrokenheid van jou weer herstel. En ons spreek dit in die naam van Jesus, want in die woord staan dat lewe dood in die mag van die tong. Mans sonder rigting sal die rigting vind. As jy voel jy weet nie wat ek kan doen, jy het jou passie verloor. Die Here gee 'n nuwe passie in jou hart. En vir wie ook al luister jy op sosiale media, vat hierdie boodskap aan. Die Here sê vir jou, jy kan met passie en met ywer kan jy terugkry, want dit is wat ons nodig het om daai vuur te laat brand in ons gees, sodat ons die evangelie kan verkondig, soos Romeine 1:16 sê. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is deur die krag van God wat hy redding bring vir die wat glo en vir die wat nie glo nie. Boys, ons het 'n opdrag van die Here. Ons gehoorsaam wees aan hy stem. En miskien sê jy maar, Gewald, ek het nie die woorde nie, ek het nie die geleerdheid nie. Dis oké. Jy kan 'n drukkie gee. Jy kan 'n koppie koffie koop. Jy kan 'n oproep maak. Hoor? Ek wil net hier nog iets doen. Jy mag geval het, maar jy gaan weer opstaan. Jy mag gebreek wees, maar God sal jou weer herstel. Jy mag verlore voel, maar God roep jou na. Jy is, maak nie saak wat jy gedoen het nie, man. Die Here sê vir my genade is genoeg, soos hy vir Paulus gesê. Paulus wat 3/4 van die Nuwe Testament geskryf. Paulus is uitdagings gehad, hy was in die tronk gewees, hulle het hom geslaan, hy het verwerping gehad, hy het alles wat hulle moontlik aan Paulus kon doen, kon hulle gedoen het. En steeds het hy gesê, ek het die wedloop voleindig, ek het die wedloop voltooi. En dit is my en jou job. Die grootste voorbeeld van al die voorbeelde is ons koning Jesus, en ek sluit af met dit. Herinner jou net weer. En weet jy wat, ek kan nie ophou om mense te herinner hieraan nie. Ek doen dit met elke bediening. Dan sien ek hoe Jesus loop in die tuin van Getsemane. En hy roep uit na sy Vader, hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar U wil geld. En daar staan 'n engel van die hemel en aan Jesus verskyn om hom te versterk, terwyl hy intens angs gehad. En dan Jesus het angs beleef. Want hy het presies geweet wat hulle met hom aan die kruis zou doen. Maar net daarna is die Here Jesus aan die kruis en hy sê die volgende, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Kan ek jou uitnooi om oor te gee vir die Here? Te sê, Here, soos Gideon, Here, soos Elia, Here, soos Paulus, soos Samson, soos Moses, Here, hierdie wonderlike, kragtige karakters uit die woord uit, wat hierdie belewenisse reeds gehad het, hierdie uitdagings reeds gehad het, maar steeds geweet het, hulle moet bly op hulle knie voor hulle Vader, hulle skepper van hemel en aarde. Sê, Here, ek sukkel met hierdie ding, maar ek dit volgende weer oor in die hande. Ek weet nie wat gaan ek doen, maar Here nie weet. Ek weet ek is nie genoeg nie, maar Here nie is. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg, Here, in U teenwoordigheid te kan wees. Ag Here, U kyk na elke hart hier vanoggend. En Here, ek weet, my woorde is nie van welsprekendheid of geleerdheid nie, Here, maar ek kom hier uit my hart uit, Here. En ek bid in die kragtige naam van Jesus, Here, dat U elke man se besorgdhede nou voor U sien, Here.
soos dit staan in Filippense 4 vers 6 tot 7. Here, ons maak daar besonderhede aan U bekend, want U naam beteken om weet dat Here, U kyk presies in ons harte. U sien elke hartskamer, sien U die tekortkominge, die uitdagings, die begeertes. En daarom vra ek, Here, ons maak dit aan U bekend en ons vra, Here, dat U ons lewens oorvat, nogtans nie ons wil nie, maar U wil geld. Vergewe ons, Here, vir ons ongeregtigheid en ons sonde. Ons maak ons los, Here, van die dinge wat agter ons is. En ons strek ons uit aan dit wat voor ons is, want U Gees, Here, wat hier binne ons woon, is groter as enigiets wat om ons is. Daarom verklaar ons, Here, op hierdie oggend, ons is kinders van God, Here. Ons is die kinders. Maar Here, ons gee verder, ons gee oor. Here, ons gee ons lewe oor. We totally surrender our lives to you. En ons vra, Here, nie beheer. En dankie, Here, dat U ons vandag herinner weer om een dag op 'n slag saam met hierdie pad te stap. In die kragtige naam van Jesus Christus. Amen en amen. Baie dankie, man. Ek het net so finale ietsie wat ek sien dat jy geskryf het. 'n Ware man is nie een wat nooit val nie, maar een wat elke keer weer opstaan saam met God. So ek het 'n liedjie wat ek graag vir julle wil sing. Ek wonder nou of ek die ding gaan kry, maar ek glo gaan. Die liedjie se naam staan op en hy wil graag met hom afsluit. Maar dit is my so 'n bietjie vas dat ek hom nou net hier so soek, want die gedagte het nou opgekom hier terwyl ek sê staan op, né? Ek sing hom graag vir julle. Daar. Partykeer skryf ek liedjies en agterna besef ek eens wat ek eintlik geskryf het. Hierdie werk nou mooi vir oggend. Maar die Here sê ons kan opstaan, né? Zal onze ruggen vindt
Ag boys, ek het soos ek nou nog gebid het, ek weet nie, ek het nie die noodwendig die regte woorde nie, maar ek draai, hoor. En ek hoop regtig dat daar iets net in jou hart vasgemaak is, vir die karakters in die woord van God, wat deur al daai uitdagings gegaan het, wat ek en jy ook soms beleef. Maar God was altyd by hulle gewees, net soos hulle by jou moet wees. Ek het so 'n bietjie 'n talletjie wat gebedskussentjies maak, en dit is pragtig, en dit is vir my kosbaar in die oggend gaan kniel ek op, maar daar's Dr. Charles Stanley gesê, there's something that happens when you get on your knees, en dit is die absolute waarheid. So ek verkoop al kussentjies, hy vra R300 enetjie, en ek vra ook R300 enetjie. So, as jy belangstel, is pragtige kussens, ek dink Leon het hier sommer 5, hy besluit, hy koop sommer 5. Wat is so laag, ek gaan het bietjie. Dus die mense kan nie geld wegsteek nie. So, weer eens baie dankie wel. Dit is beskikbaar uit 'n kaartfasilitet as jy dit wil hê. Dankie dat jy die tyd uitgekoop het, hoor. Dankie man, ek moet 5 kussentjies vat, dan hoef ek so laag te buk, ek nie dit swaar op het. Ja. Iemand het dit tot voor deel, die ons volgende sit het en die wat ons so die woord Here, dit het jou hart gekom. Jy sommer voel jy vanoggend ons wil sê, dat jy voel dat die Here het op jou hart gesit. Ek het na my dag gekyk vir baie lang tyd in my lewe. Daar is gesit nou maandag. My sal voel my nie goed genoeg gedoen met my hart. Maar jy is gekom het volgende, maar jy het op my gisterand gesê, jy was goed genoeg gewees. En ek gebed ek moes ek wegkom, maar daar is soals jy uit, want allemaal so saam bly as my nie kan nie. En ek jou die huwelik begin werk. En dit gaan baie beter, en ek nader in die Here kom, so ek sê net dankie vir al vanoggend. Ja, dit begin net al hoe beter en beter gaan, so het is meer positief, ek het geval maak saam die oog. Dit is 'n baie goeie boodskap vir my. Dankie. Kom ons hou so aan, ek doen ons vriend. Dan is ons van die Here. Dankie kosbare Here Jesus. Ag Here, ons eer die Vader. Ag Here, ek herinner myself weer en ek herinner verder vanoggend dat Jesus het geween. Hy het geween by Lazarus se graf weer, want dit was vir die seer gewees. Ja, hy het geween, daar is nie opstand wat kom. Maar steeds het die geween, en steeds het die deur daai emosie gegaan. Ons sal eendag alles verstaan. Miskien het die emosie beleef van Martha en Maria. En dalk Here, is daar nog 'n dieper betekenis wat ek glo. Maar Here, wat belangrik is dat ons moet verstaan dat U hierdie emosies beleef het en U dit verstaan en dat U begrip het vir ons wat swaar kry en ons iemand afstaan aan die veral iemand soos 'n mamma of 'n pa of 'n kind. Daarom bid ek in die pragtige naam van Jesus Christus, Here, dat U die hart sal toevou in 'n kombers van liefde, Here. En jou wees sal optel en sterk maak, Here. En Here, elke dag dat jy voel, dat jy saam met hom in die pad stap, Here, en jy sterk Here. Ons geef 'n mamma nou oor op in U hande, Here, en sê dankie, Here, dat sy verlos is. En dankie, Here, dat elke pyl wat die vyand wil afvuur op sy gedagtes, bid ons in die naam van Jesus en ons stel dit kragteloos, want dit is nie van God nie. Here, U het hom toegerus in sy matigheid en die beste van sy vermoë. Hy het 'n goeie job gedoen. Ek eer U daarvoor in die naam van Jesus. En ons sê dankie dat ons vir mamma kan oorgee in U hande. En kan sê dankie, Here. Wonderlike tyd wat sy vir ons geleef het. Maar Here, ook dankie dat U nou hierdie harte begin herstel en sterk maak, Here, in die wêreld, sodat ons wat asemhaal die lig kan wees in die mense om ons. In die naam van Jesus, maak ons sterk, Here, vou toe die kombers van liefde, in Jesus naam. Amen. Kom verder dat jy ek het alself op pad gestap en iemand wat ek maak. Verlede jaar verloor maand. Dat is my net so moeilik. Ek het my heel tyd gevra, was het genoeg in? Nee, maar het kom altyd as sê van, joh, ons het nie nog dit gedoen, ons het nie nog dit gedoen. Maar ons het eerder, my grootste verwyte wat ek aan my heg gehad het, is dat ek het die aand toe sy dood is, hulle het nog my gesê, sy sal die ander morgen sien. En
Ek maak is tot laat in die aand en ook amper in die hospitaal gewees. Ek is so half 10 in die aand. Ja, en ek toch van maand wat tot iets gesê en ek gepraat. 4 uur oggend bel en sê ek wil daar so graag by haar gewees het. Dit was my moeilijk. Ek loop nog steeds daar. Ek vraag ek moet sê, waarom was ek daar? Nou goed, ek dink, ek loop nog steeds met die vraag, waarom was ek nog dit gedoen? En ek weet ek was van God, ek weet in my hart, ek het reg. Maar dit voel altyd vir jy nog ietsie moes verdienen. Ek sê maar nog 'n keer aanbieding toe gereed. Maar nog 'n keer gaan kyk. Die stadium wat ons na gekyk en sy kon ons beblei om. Ja, dis 'n moeilikheid, dis maar 'n moeilikheid. Ek is ook, dit is my ook 'n moeilikheid. Ek is al kind. Ek is al kind. En dit wat vir my nog moeiliker maak, ek my ma is baie na. Ja. Ekskuus julle, my naam is Claude, ek ken hom van Leon baie lank. En ek het verlede week vir hom gesê. As ek aan Leon dink, dan dink ek aan Wingman. Maar terselfdertyd dink ek aan ook hoe goed hy vir sy ma was. Eintlik sou ek daar op die stadium dat die Wingman vergeet. Ja, maar jy kan nie aan Leon dink, nie aan Wingman nie, maar ek sal altyd, ek weet altyd hoe naby hy sy ma was, en hy het vir sy ma omgegee, hy het vir haar uitgereik na haar, finansieel na haar gekyk, maar ek vind Leon goed. So Leon, jy het verseker, Ja. jy is verseker genoeg het. En is die duivel wat vir jou kom, Leon, Dis waar. jy vir te sê, jy het nie genoeg gedoen. Jy het verseker Nee, genoeg. dit is nee, Jy het verseker genoeg. dankie. Ek wil jou dankie sê dat jy vanoggend, Dankie vir volgende. ja, dankie, maar jy wil by ons iets wat jy vir my kom sê het is, ek gaan nie lewe op sy in die kerk, is ons in die kerk, mag ek heerlijk praat? Jy mag. Hierdie is 'n sektegroep wat hulle gesê het. Maar soos ek nou heerlijk te word, daai woorde van my woorde wat daar onder in die skraam hoor. Hierdie, ek soms sê dit, is eintlik, jy het van so in konteks gestel met Dawid, is eintlik die Batsheba. Dis soos almal se Batsheba was. Dis soos almal se Batsheba. Hierdie ding, ek het nog nooit so daar. Ek het vir dankie sê, ek gaan nou die ding, ja. Maar jy weet wat, jy het dit in konteks gestel van wees daar wat ek voor kan doen, wat se bad stuff ek kan doen. Ek kan wonderlike goed doen. Baie van ons hardloop ons besighede daarop. Dis wonderlik. Jy het vanoggend jou foon gebruik om vir jou niks. Dis wonderlik. Maar jy het vir my net aan konteks gegee van dis eintlik 'n pas. En die gemoedsrus van God steun koning Dawid as 'n jong seun. Hy weet hy gaan al hierdie goed droog maak. Hy sê hom nog steeds is God. God weet dit, maar God is nie gebonde aan tyd. Hy weet dit. Maar hy sê hom nog steeds is God. En dis net die wonderlikheid van ons Vader. Die ouetjie wat hy nooit gedink is vir groot word. Ja. Sy pa Wat die veld het gehaal. Daai ouetjie het gesê, dit was nie wonderlik. So. Voor jy loop, kom ons tyd van ons Vader. Hy volgens. Ja, ek sal ek gaan storie. So ja, daar was van die Bybelkaart, ons kom hier. Ek doen nog nie van dit. Nee, wat was dan so? Kom ons sing saam. Julle moet onthou, help onthou die woorde hoor. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy naam, laat u rijk kom, u wil geschied, soos in die hemel, so op die
nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here, vir ewig en ewig. Here seën jou, Here daarom om jou met sy liefde en vrede. Sien jou volgende week mag die Here jou vashou vir jou seën. Dankie manne.